Lorika, vandag se vraag is vir my nou nogal interessant, want dit gaan oor die sielkunde agter selfies en filters. Nou, as mens op sosiale media is genigtig, hulle praat my so bang, want die hoeveelheid kere wat 'n artikel verby my gesiggie kom en vir my sê, as jy te veel filters of selfies neem of so iets, dan neig jy na narcisme of jy gaan 'n narcis word. Ai. So, Nee. wat gaan hierdie sielkunde, waaroor gaan dit? Ja. Kom ons put that to bed. Jou narcisme is ontwikkel in die heel eerste paar jaar van jou lewe, so jy gaan definitief nie 'n narcis word nie. Maar dis goed dat ons dit sê, want dit is tipies goeters wat gesê word op sosiale media, ironies, waar ons ook selfies en filters, jy weet, teekom. So ek gaan hierso ietsie sê in Engels, en dit is ietsie wat Winnicott baie oor gepraat het. Donald Winnicott is seker een van my gunsteling teoriste. Hy was nie net 'n pediater nie, maar hy was ook 'n psigiater. So hy het ongelooflike kennis gehad oor goeters. Maar hy het hier gepraat oor, hy het the theory, the self theory of true self theory het hy geskryf. Jy het jou valse self en jou ware self. En almal van ons is die hele dag besig om hierdie balans te probeer handhaaf. Wat is vals self vir my? Wat is ware self vir my? Hoe belangrik is dit vir my om ware self te wees? Of hoe veilig voel ek in vals self? En jy is konstant in jou onderbewussyn besig met hierdie, ek wil amper sê, onderhandeling, nê? En wat hy hierso gesê het is, we construct versions of ourselves that pleases the gaze of the other. Nou as jy dink daaraan oor wat hy daar gesê het, is dit gaan nie so seer oor om die ander persoon tevrede te stel nie, maar jy wil hulle aansien of hulle perspektief of persepsie oor jou wil jy graag beheer. En ek wil hier meer 'n proses van mede-afhanklikheid as narcisme op die tafel sit. Nou mede-afhanklikheid is hoe jy ander mense se persepsie van jou beheer deur jou gedrag. En dit gewoonlik gaan gepaard met om jouself te bedrieg. En dis presies wat gebeur op sosiale media. Hoe meer filters of hoe meer selfies jy op die regte manier wil insit of wil post, gaan absoluut oor of jy jouself bedrieg of nie. En kyk, ek dink die gedagte vir iemand, vir byvoorbeeld 'n vrou, om sonder enige make-up 'n foto van haarself, sonder enige filters te post, ek dink dit sal meeste vrouens in 'n absolute plek van angs instuur. Die ander groot ding wat vir my interessant is wat ons hieroor moet praat, ek het destyds toe ek my internskap gedoen het ek so gesit in my kantoor een oggend en ons het vreeslike breë vensterbanke gehad voor die kantoor. En eendag kom sit daar 'n meisie op my vensterbank, 'n hele mens kom sit daar. En ek dink in die tydperk van daai 15 minute het sy seker 250 foto's van haarself geneem. Om die perfekte regte foto te kan neem om op sosiale media te laai. Toe dink ek net die hoeveelheid tyd, ironies, van 'n baie diep perspektief wat jy dus met jouself moet spandeer om daai foto's te neem en die perfekte filter te kry, sê ook vir ons iets. Mense het die behoefte om met hulle self tyd te spandeer. Want hopelik is dit omdat hulle daar die veiligste voel. Maar ongelukkig dus om ietsie te laai op sosiale media wat nie noodwendig die waarheid is nie. Kyk, ek hoor wat jy sê, want die ekstreem verstaan ek. 250 foto's voel vir my, ek dink nie eens my selfoon kan 250 foto's neem nie, boonbehalwe dat ek die swakste selfoon en wat dit lyk soos asof iemand botter gesmeer het op my selfoon, maar anyway. Wat ek wonder is, die ekstreem verstaan ek is nie die beste nie. Kyk, ekstreem op alles is gewoonlik met mens maar vra. Maar hoekom mag, dit is tog nie dat ons nou sê jy mag nie, dat jy as jy wil 'n filter opsit want jy is nou soos ek op menopause en jy weet jy voel jy is 'n swetende perd die hele tyd wat blink in die son. Wil jy daarom net so Ja, bring om daai sweetgesiggie weg te vat. Dit is tog oukei. Ons sê nie dit is ja, nie oukei nie. Dit beteken definitief. nie jy's nie jou autentieke self nie, want dit is 'n baie moeilike Mm. konsep, autentieke self. Mm. Absoluut, jy weet dit gaan weer eens oor daai weerspieëling proses. Is wat wil ek daar buite sit? Hoe veilig voel ek?
En hoeveel van die wapenrusting moet ek aantrek? Jy weet 'n masker het twee doeleindes. 'n Masker steek iets weg, maar dit hou jou ook veilig. En dis wat 'n filter is. Dis 'n masker wat jy aansit. Die vraag is altyd, beïnvloed dit my lewe? Kan ek nie normale goeders in my lewe doen meer nie, want ek is so besig om die regte filter te soek of al hierdie foto's te neem. En dit is die standpunt van waar ons enige geestesgesondheid na kyk. Uh, is 'n depressiewe by 'n probleem? Nee, dit is nie, as dit nie enige van jou ander komponente in jou lewe beïnvloed nie. Maar die oomblik wat dit een komponent beïnvloed, waar jy nie byvoorbeeld kan werk toe gaan of jou gordyne oopmaak of wat ook al nie, dan het ons 'n probleem. Maar is jy wat in 'n hartseer by is een oggend 'n probleem? Nee, dit is nie. Want jy kan nog steeds al jou goeders doen. Ek wil nou terugkom met die medeafhanklikheid. So met ander woorde, die prentjie wat jy vir ons probeer hier skets is dat hier ek neem 50 foto's, ek soek daai perfekte ene en dan die reaksie, die likes, die loves, die goedjies, die alles, die gesiggies, al daai gee vir my die nodige energie om dan nou dit weer te doen. So met ander woorde, jy kry dan jou validation, wat wil dit nou? Dit is jou waarde, Validasie, ja, jou jou validasie, waarde erkenning. word, jou erkenning, jou waarde word bepaal deur iets wat nie deel is van jou wêreld eintlik nie. Dis op jou selfoon. Jy probeer waarde dan heg aan soos 'n verslaafde aan alkohol, soos 'n verslaafde aan dwelm, soos 'n dubbelverslaafde. Probeer jy waarde heg aan iets wat nie eintlik die normale is nie. Want jy kry dit duidelik dan nie in die wêreld om jou nie. Absoluut. En hierdie hou nou weer met wat ek net nou gesê het. As jy, ek meen 15 minute is nie 'n vreeslike lang tyd nie, maar daar word aansienlik meer energie ingesit as net 15 minute. Dis 15 minute wat jy nie besig is om in realiteit in die samelewing vriende te maak nie. Dit is jy's so behep met hierdie komponent daarvan. Jy weet die filters gaan ook oor hoe baie word jy raak gesien en gevalideer, presies soos al die likes. Ek meen meeste van die jonger generasies wat jy nou mee sal praat, sal sê as 'n foto nie ten minste 2000 thumbs ups gekry het of likes gekry het nie, dan haal hulle dit af. En ja, hulle haal dit se muur af, want hulle sê dit gaan met die algoritme, mors en die hele ding. Maar die vraag is dan, waar behoort jy dan? Behoort jy in 'n kuberrealiteit of behoort jy iewers in realiteit? En ek meen ons kan baie lank gesels oor hoe lank dit vat om iewers te begin behoort, to belong somewhere. Dit is jy wat fisies die telefoon moet optel en 'n afspraak met iemand moet maak of die moet by mekaar skraap om iemand te groet by, kom ons sê, 'n koffieplek of langs die sportveld of wat ook al. En hoe meer energie jy aan selfies en filters spandeer, hoe minder energie gaan jy hê om dus die ware verhoudings te kultiveer in jou lewe. Dan is daar daai groot vraag, is ek goed genoeg? En hoeveel filters en selfies en goeders post ek totdat ek goed genoeg voel? Die realiteit is, as jy 'n eksterne locus van beheer het, dan gaan jy hiermee sukkel. 'n Mens moet dan daai moeite doen om deur die regte, ek wil sê self-talk en hoe jy met jouself omgaan, is om seker te maak dat jy 'n interne locus van beheer het, want dit is iets wat jy kan beheer. En om jy moet by mekaar te skraap om te sê, ek behoort eintlik in elke kamer waarin ek stap. En dis 'n snaakse ding wat ek nou sê, want dis nie wat die samelewing vir jou leer nie. Ek behoort in elke kamer wat ek instap. En hoekom behoort jy daar? Want jy behoort in jouself. En jy kom met al jou unieke, spesiale talente en invalshoeke en maniere van dink na hierdie kamer toe. Maar as jy self nie glo dat jy daar behoort nie, dan gaan niemand anders glo dat jy daar behoort nie. Genigtig, dit is nou vir my van so 'n eenvoudige onderwerp, is nou so diep en ek wil amper sê donker. Met ander woorde, hierdie is soos baie dinge in die lewe, is dit maar vir jou 'n manier om te kan bewus wees van hoe ervaar jy jouself? Hoe dink jy oor jouself? Hoe voel jy oor jouself? En as jy daai, ek gaan die woord balans gebruik, maar as jy daai balans kan vind tussen wat jy opsit of jy omgee wat dan gebeur of nie, maar waarlik omgee wat gebeur of nie. Dit is alles hierdie tekens wat ons kan na kyk om
om onsself beter te leer ken en onsself beter te verstaan, die goed en die sleg. Absoluut. Jy weet, jy is nie jou pixels nie. Dit gaan meer oor hoe present jy is in jou samelewing. En om jouself af te vra, is hierdie foto 'n manier hoe ek myself beskerm of is dit 'n manier hoe ek autentiek opdaag in die samelewing? En die realiteit, ek sê dit vreeslik baie in hierdie gesprek, is realiteit. Die realiteit is, jy kan nie goeie verhoudings en koneksies bou as jy nie autentiek opdaag nie, want iewers gaan iemand jou uitvang. En as hulle jou eers uitgevang het dat jy opdaag as vals self, dan kan ons nie verder gaan van daar af nie. Nou gaan ons oor na indringersyndroom. Dit is nou gaan baie angstighede gaan hier gesneller word, maar mense, as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za en gaan lees ekstra leesstof enigiets miskien op ons webwerf sal daar wees, gaan kyk gerus daarso wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Lorika Fik, sy is 'n voorligtingsielkundige van Johannesburg. Alle besonderhede is by die gesprek, so gaan kyk gerus daarso. En deel die gesprek, mense weet nooit wie het nodig om hierdie te sien nie, veral jonger mense, dat hulle verstaan wat gebeur met hulle, wat ervaar hulle, wat is daai hele gevoel van die self en wie is ek? Ons sukkel as volwassenes daarmee, natuurlik sukkel jonger mense ook daarmee. So deel die gesprek en dan, soos altyd, mense, kyk mooi na jouself.